Baie welkom by hierdie week se koffiekuiers en dankie dat jy weer inskakel. Ons is besig met die boek Handelinge en ons staan vandag stil by hoofstuk 2. Nou met die inleiding het ons gesê dat die Handelinge is die boek van die apostels. Maar die apostels is nie die initieerders van hierdie boek nie. Regdeur die boek sien ons hoe die Heilige Gees self ook aan die werk is. Vanuit 'n gereformeerde perspektief bevestig dit met ander woorde dat die uitbreiding van die kerk het nie berus op menslike vermoëns en strategieë nie. Dit is met ander woorde nie 'n menslike projek nie, maar dis God se kerk en hy is aan die beweeg. Wanneer ons kyk na die outeur wat Lukas was, en ons weet Lukas was 'n mediese dokter, dan tree hy ook hier op as 'n historikus. En Lukas gebruik 'n standaard van die antieke Griekse Romeinse wêreld se skryfkuns, wat nogal baie legitimiteit of waarheid dan ook aan hierdie geskrif gee. Ons sien byvoorbeeld dat hy baie kronologies te werk gaan met die gebeure, dat hy baie gebruik maak of verwys na ooggetuies, en dat hy dan ook baie kere plekke en reise akkuraat beskryf. Ons sien ook as hy verwys na regeringsamptenare, dat hy amptelike titels vir hulle ook gebruik. So dit is alles maniere om vir ons te wys dat hierdie boek waar is en dat daar 'n groot stuk egtheid is in sy boodskap. Teologies struktureer Lukas dit ook mooi. Hy volg die program wat Jesus daar in Handelinge 1 vers 8 vir ons gee. As hy sê dat die evangelie in Jerusalem verkondig moet word en dan moet dit uitbrei na Judea en Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Nou Handelinge 2 staan dan aan die begin van hierdie beweging en is eintlik dan soos 'n sleutel wat die res van die boek oopsluit. So ek wil graag vir ons Handelinge 2 van vers 1 tot 13 lees en jy is welkom om saam te lees in 'n vertaling van jou keuse. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. En toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoor hoe elkeen van ons dan nou sy eie moedertaal. En dan begin noem hulle nou al die bekende volkere van daardie tyd wat daar by mekaar was en wat dit gehoor het. En dan sluit die gedeelte af, hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. So Pinkster, die Joodse fees wat 50 dae na die Pasga gevier is, en daarom sien ons ook hierso God se tydsberekening is nie toevallig nie, want mense uit die bekende wêreld, die hele bekende wêreld is nou in Jerusalem saam. Die disippels is hier ook besig om te wag. So die disippels probeer nie iets uit hulle eie initieer of laat gebeur nie, hulle wag op die tydsberekening van God. En dit gebeur dan ook met die uitstorting van die Heilige Gees. En so wys dit vir ons dat God ook in ons lewens op die regte tyd optree. Baie kere dan wag ons vir daardie deurbraak en ons raak ongeduldig, maar God se tydsberekening is uniek en dis belangrik om dit ook in hierdie gedeelte raak te sien. Pinkster, soos wat dit dan nou hier bekend gestel word, wys vir ons dat God se reddingsplan van die begin af ook bedoel was vir alle volke. Nie net een nasie of een kultuurgroep of een groep mense wat 'n sekere taal praat nie, maar God kom en hy breek eintlik in die geskiedenis in, binne hierdie mense se eie unieke tale en hulle identiteite. Met ander woorde, God werk van die begin af oor kultuurgrense heen. En daarom moet ons ook vir mekaar sê, was die kerk van die eerste dag af eintlik 'n sendingkerk. Dit was geroep om na buite te leef, nie om laar te trek en 'n sekere taal of kultuurgroep te beskerm nie. Nou die gedeelte begin waar daar skielike geluid uit die hemel kom en dan word hierdie hele vertrek gevul met iets wat Lukas sê klink soos wind. Hy sê nie dit was 'n stormwind nie, maar dit klink so. Met ander woorde, hier is 'n bonatuurlike teken.
En weer eens is dit 'n bewys dat God self ook inisiatief neem. En dan wanneer hulle die teken gehoor het, dan sien hulle dit ook in die vorm van vuur en tonge. Nou ons weet vuur en rook was in die Ou Testament gewoonlik 'n voorbeeld of 'n teken van God se teenwoordigheid. Ons dink sommer daar aan die brandende bos daar by Sinai as God aan Moses verskyn. So weer eens, God se teenwoordigheid word nie nou net beperk tot een geografiese plek soos 'n brandende bos nie, maar dit word nou op alle mense, op 'n groep mense ook uitgestort. En dit wil vir ons sê dat hier dan 'n nuwe verbond besig is om aan te breek. God is nie nou meer net in 'n tempel of by 'n klip of 'n berg nie, maar hy's in sy volk teenwoordig. Dan interessant hierdie gedeelte oor die verskillende tale en hoe die Heilige Gees mense inspireer om in hulle eie tale ook te begin praat, in hulle eie moedertale. Nou, dit gaan nie hier oor onverstaanbare klanke of iets wat misterieus is of 'n boodskap wat verborge is net vir sekere mense nie. Maar dit gaan hier oor, in die teks sê dit vir ons, oor werklike herkenbare tale. En dit is ook hoekom daar 'n lys van volke genoem word, wat weer eens vir ons wys dat God se reddingswerk van die begin af alle volke ook ingesluit het. Nou net so 'n kort aantekening dalk vanuit 'n gereformeerde verstaan, ons tradisie, se verstaan van hierdie spreek in tale. Ek dink dit is belangrik dat ons in hierdie gedeelte ook sal onderskei wat die skrif beskryf, maar ook wat dit voorskryf. Handelinge beskryf vir ons hierso 'n baie unieke heilshistoriese gebeurtenis. Maar dit is nie bedoel om 'n vaste patroon vir alle tye te wees wat moet herhaal nie. En daarom, wanneer hulle in bekende tale praat wat mense verstaan het en so dan tot bekering kan kom, dan staan dit ook vir my hierso eintlik in duidelike kontras met 'n verhaal wat ons vroeër in Genesis lees, die toring van Babel. Nou daar sien ons hoe taalverwarring veroorsaak het, hoe mense gestrewe het daarna om soos God te wees of self God te verplaas, en hoe hierdie verwarring dan intree en dit ook tot verstrooiing lei oor die wêreld. Maar nou kom die Gees en hy praat in 'n herkenbare, verstaanbare taal, en dit lei tot eenheid as hierdie mense dan ook uitgestuur word in die wêreld. Mense wat in Christus bymekaar gebring word. So die Heilige Gees werk gewoonlik so, deur verstaanbare verkondiging van die woord en nie deur verwarring of wanorde nie. Ten spyte van die openbare en ook die hoorbare aard van hierdie wonder, sien ons dan nou ook dat mense verskillend reageer. Party mense is verbaas, party vra opreg wat beteken al hierdie dinge, en party sê reguit die disippels is dronk. So dit wil vir ons sê dat duidelike tekens soos dit wat God hier stuur, nie noodwendig geloof afdwing nie. Die menslike hart gaan verantwoordelik bly om te luister en ook te reageer op dit wat hulle sien. En so werk dit ook met jou en my vandag. God kan homself openbaar, maar hy gaan homself nie afdwing op ons nie. Ons gaan op die ou en self 'n verantwoordelike keuse moet maak en sê ons nooi die Here in. So hierdie gedeelte wil ons help om die geestelike ervarings, nie net van daardie tyd nie, maar ook dit wat ons vandag in die kerk beleef, om dit met groter onderskeiding te beoordeel. Die ware werk van die Heilige Gees lei nie tot verwarring of geheimenisse wat net aan sekere mense geopenbaar word nie. Die ware werking van die Gees, sien ons, gaan altyd lei na God se eer. Dit gaan helderheid bring en op die ou end bou dit 'n hele geloofsgemeenskap op deur die woord. En dit is wat Pinkster ook is. Dit herinner vir ons dat die kerk nie deur menslike krag vooruitgeneem word nie, maar dat dit 'n God wat doelgerig is, maar wat ook genadig is, wat deur sy Gees werk. So, hoe moet ons dan vandag ook dink aan geestelike ervarings en hoe beoordeel 'n mens dit, soos die disippels dit nou in daardie tyd beleef het, as ons dit vandag beleef, hoe moet ons daarmee te werk gaan? Ek dink die belangrikste is dat 'n mens hierdie ervarings aan die skrif toets. Nie bloot op hoe intens of hoe indrukwekkend die ervaring was nie, maar of die ervaring en die teken ons altyd teruglei na God en die sentrale boodskap van die Bybel. Nie na die persoon
of die een wat die ervaring gehad het nie. Nie die priester of die pastoor of die predikant wat hierdie geheimenis of hierdie boodskap dalk aan jou openbaar nie. Maar op die ou end, of dit kongruent is, of dit wat in die skrif is, ook eintlik weer kom bevestig. So werk die Heilige Gees, want hy wil vir ons die waarheid kom vertel oor wie Christus is en hoe God se hart werk, eerder as wat hy mense verder verwar. En dis die hartseer, is dat mense baie kere so omgaan met die woord, dat hulle self ook op so 'n manier posisioneer of sê, dat hulle 'n geheime boodskap het, wat hulle eksklusief het. En dit laat ons dan baie kere onseker voel. En ek dink hierso kom maak die gedeelte dit baie duidelik, dat die Gees lei nie mense in verwarring nie, maar hy kom om vir ons eenheid en helderheid ook te bring. So hierdie tekens en ervarings mag nooit die verstaanbare verkondiging van die woord vervang of oorskadu nie. Nou ons gaan volgende week, ons so 'n bietjie verder hieroor gesels, want Petrus gaan nou kom en hy gaan sy eerste preek lewer, na hierdie groot wonderlike teken van die Gees wat uitgestort is. En dan gaan ons hoor wat in hierdie preek uitgelig word en hoe die skare dan ook dit ervaar. So ek hoop jy sluit volgende week weer by ons aan, as ons dan van vers 14 tot 36 verder lees in hoofstuk 2. Maar kom ek bid eers vir ons. Here Jesus, baie dankie vir die kerk in Handelinge. Dankie dat U op so 'n kragtige manier ingegryp het deur die Heilige Gees uit te stort en dat U steeds deur U Gees vandag in beheer is van die kerk. Dankie Here dat ons weet dat U Gees nie beperk word net tot sekere mense en dat die boodskap wat U bring deur die Gees nie 'n geheimenis is wat net eksklusief vir sekere mense bedoel is nie. Dankie dat U dit uitgestort het op alle volkere, dat U in verstaanbare taal na ons toe kom, dat U Uself openbaar op 'n manier wat altyd weer terugwys na Jesus en na die woord en dat U ons nie wil verwar nie, maar dat U juis U kerk ook as 'n eenheid wil laat funksioneer, sodat ons 'n verskil kan maak en U koninkryk ook kan bou hier op aarde. Here, ook in hierdie tye waar daar soveel tekens en dinge is wat ons kan verwar, bid ons dat U vir ons en ook die kerk sal gebruik waarvan ons deel is, om in hierdie tye ook helderheid te bring. Daar waar mense verward of onseker is, weer die helder boodskap van redding en hoop ook vir mense te bring. Dankie dat U gewone mense soos ons gebruik, mense soos gewone disippels, maar dat U ook vir ons daardeur kom bevestig, dat deur ons kan U groot dinge doen. Dankie Here. Amen.